Here, ons dank U en ons loof U vir U genade, vir U goedheid, U oneindige liefde en die grootste offer ooit om ons vry te maak van sonde, die bloed van U Seun Jesus Christus. U het self mens kom word in die vorm van U eie Seun, sodat ons vergewing van sonde kan ontvang en die vonnis na die poel van vuur en swaal vir ons opgehef kan word, as ons Here die bloedoffer, U bloedoffer aanvaar. Hierdie is die grootste verhaal in die geskiedenis van die heelal, en dis die enigste verhaal waarteen die heel eerste rebel teen U, die grootste rebel, Satan, vandag nog beklei. Hy het die massas oortuig, Here, dat hy die engel van lig is, en dat hy die mense van 'n kantige gevangenskap van U af weg wil red, maar U het hom toegelaat om sy gang te gaan, om soos 'n God oor die wêreld te regeer, oor die wie hom verkies, wie hom wil glo en sy gewoontes na wil volg, sy instelling, sy plesier, sy aktiwiteite, en hulle het hom maar al te gretig gevolg, om die vlees te probeer bevredig. Steeds, Here, kon hy in al sy leuns en bedrog nog nooit daarin slaag, om van die wêreld waar hy soveel mag uitoefen, 'n beter plek te maak nie. Sy volgers is selfgesentreerd, hulle is suinig en aanbid geld, hulle is magsbehep en gevul met trots, hulle wil beter wees as ander, en afskou, Here, met dit wat hulle het, hoe mooier as ander hulle kan lyk. Hulle wil bo ander wees, hoër en beter. Hulle kyk heel eers na hulle eie begeertes, hulle eie behoeftes, hulle eie drange, en dit bevredig hulle ongeag wat dit die mense om hulle mag kos. Hulle het koue liefde, Here. Hulle gee nie om vir iemand wie nie vir hulle van waarde nou of in die toekoms kan wees nie. Hulle is vriendelik met die wie hulle kan gebruik, en as die gebruik klaar is, gooi hulle die kosbare siele maar net weg. Nes hulle vader Satan. Hulle maai af en vernietig en gebruik op. Hulle gee nie om hoe ver die spoor van verwoesting agter hulle aanhou nie, solank hulle die self kan verheerlik, die vlees kan bevredig, al is dit hoe tydelik. Hulle dink nie tydelik nie. Ons dierbare Here, ons wonderlike Skepper en God, Jesus, Yeshua, U wie die Vader, die Seun en die Heilige Gees in een God is, volgens Johannes 1, vers 1-3. U is geheel en al die teenoorgestelde van dit alles. U kniel neer voor die disippels en was hulle voete. U voed die hongeres. U het self nie 'n huis op aarde gehad nie, 'n plek om U kop neer te lê nie, maar U stap oor berg en dal om die evangelie aan die gevalle mense op aarde, almal rebelle teen U, te verkondig. En later word U selfs op die spoeg geslaan. U baard word uitgeskeur, U word geskop en gegeesel, dat die velle so diep af is dat die spiere en organe sigbaar was. U gesig onherkenbaar geskend, en toe vasgespyker aan 'n houtkruis, en deur elke moment van daai lyding skreeu U bloed uit na elke enkele mens op die barre ou grond van hierdie aarde, wat U woord in Genesis 3 sê vervloek is deur die werk van Satan self. U bloed skreeu liefde uit, opoffering. U bloed skreeu hoe die grootste, almagtigste in die heelal, U wie altyd was en is en sal wees, U wie geen klein mensebrein kan begryp of verstaan of beskryf of nog ooit gesien het nie. U roep uit, ek het jou lief. U kon mos net oorgeskape het, Here. U kon mos net alles vernietig het. U kon alles wat U pla uit die heelal vee, net wegvee, en vir Uself 'n nuwe en getroue skepsels maak. Wie U opreg lief sou hê, wie glad nie selfsugtig sou wees nie, wie U belange eerste sou plaas, soos U hulle sin eerste plaas, siele wie nooit rebellies sou wees nie, wie skoon en rein soos U sou wees, maar hierdie liefde en hierdie onbeskryflike liefde was eerder bereid om soos 'n mens te kom ly, hierdie lae vorm van bestaan aan te neem en aan te trek en wreed te sterf, sodat U geliefdes na U toe terug sou draai. Here,
Here, dit is vir ons klein mense breintjies onverstaanbaar. Hoe kon U so groot ons so nietig lief hê? Hoe kon U net aanhou en aanhou probeer om ons liefde terug te wen, Here? Om ons vrye keuse te gee. Dit terwyl Satan lieg en bedrieg, sodat hy die lof en aanbidding van mense kan kry en sy eie weg kan kry, en hy slaag en hulle doen dit. Hulle eer hom te bedrieër, maar hulle draai hulle koppe weg van hom wie waarlik lief het. Maar nou, Here, die seisoen aangebreek, Here, en die wie oë het om te sien, kan dit sien, en die wie ore het om te hoor, kan die geluide en die geraas van die einde hoor aankom. U het 'n afsnypunt bepaal, en dit is nou. Die mense lag en spot maar weer soos in die dae van Noag, maar die bokke en die skape word nou baie duidelik van mekaar geskei. Baie wie soos skape gelyk het, met hulle kerklikheid en Christelike voorkoms, is maar eintlik bokke toe, en dit raak nou duidelik. En baie wie soos bokke gelyk het, is eintlik skape, en hulle staan nou duidelik uit. Bome is nie meer bome nie, maar die vrugte is nou duidelik sigbaar en herkenbaar. Baie dink die vrugte wat hulle dra is goeie vrugte, maar U weet, dis bokke vrugte, slegte vrugte. En baie bome wat soos bokkebome lyk, dra skapies vrugte. Vrugte van U Heilige Gees, nie net in voorkoms en in dade nie, maar uit die fontein van die hart uit die fontein van elke siel se lewe uit, Here. Dis nie net 'n voorkoms van godsaligheidsvrugte nie, maar as jy daaraan proe, dan is dit die vrugte wat gevoed was met die water wat uit die heiligdom van U, ons God self vloei. U skei ons nou van mekaar. Ons is lief vir mekaar, Here. Ons is sondaars, lief vir sondaars, maar die krag van die Heilige Gees laat die liefde vir Jesus, die liefde vir die weg en die lewe en die waarheid, ons nou van mekaar afskeur. Die groot breek kom vinnig, die glastoring van mense se verbeeldings ingeverf soos tempelruite met Satan se verfkwas van leuns en bedrog. Dit stort neer en spat in skerwe. Maar vir die blindes lyk selfs dit belovend. Ja, Here, vir die geestelike dowes klink die geluide van verpletterende glaskastele so soet klanke in hulle ore op. Vir hulle bly die leunbeloftes en die gejaag na wind, die gesoek na dit wat hulle dink die dors kan les, 'n koorsagtige drang en uitdaging om daai dors aan te hou les. Want Satan het hulle oortuig dat die lewende water wat uit U heiligdom stroom net 'n storie is, en hulle neem hom aan. Hulle verwerp die waarheid vir die leuen en glo die leuen, want dit laat hulle voel of hulle self in beheer van sake is, terwyl hulle eintlik slawe van die dood geword het, die bloed van die lam verwerp het en die oorspronklike vonnis van die poel van vuur en swaal oor hulle self behou, en dit alles uit hulle eie vrye wil. Jesus, ons Yeshua, ons het hulle lief, soos U ons almal lief het. Ons staan vandag opnuut vir hulle in die gaping en ons vra, Here, maak die blindes sien, laat die dowes hoor. Here, roer met U vinger in hulle harte. Here, draai lewens om en laat hulle sien wie U werklik is. Laat liefde onselfsugtig, liefde wat opofferend is, dat dit rein is en nie na eie belang meer soek nie, dat dit vry maak, dat dit die enigste ware vryheid is om alles weg te gee en selfs ook die self. Want die beste wat enige mens die wêreld ooit kan gee, is maar net die self, en dit, die hele self, die alles wat ek is, vir jou, vir julle, want dit kan nooit opraak, solank te drink van lewende waters nie. Ek kan nooit klaar raak nie, al drink jy dag en nag van die liefde en die goedheid wat ek gee. Here, maak die blindes sien, die tyd is nou so kort, en die afsnypunt is voor die deur. U gaan die hele bestel op aarde nou in wanorde oorlaat. Wanorde wat mense oor hulle self bring, deurdat hulle U verwerp het. En na al die pyn en lyding heeltemal verby is, die verwoesting heeltemal klaar is,
meeste mense uitgesterf het, dan gaan u self regeer en self u orde hier herstel. Maar Here, meeste gaan verlore gaan volgens die woord in Lukas, min sal die weg na die waarheid vind. Steeds weet ons daarom, Here, dat u alleen die God oor alles is, die almagtige, soewereine, die skepper van alles wat is, wat was en ooit sal wees. Jesus Christus, die naam bo alle name, die naam in wie ons al ons gebede bid, ons loof en ons prys u ons Here. Amen.